Wat 'n fantastiese dag is dit vandag hier by die see. En is lekker om sommer 'n bietjie met jou 1 tot 1 te gesels rondom ons verhouding met die Here. Ek wil vir jou sê, dis 'n voorreg om die Here te ken. Dis 'n voorreg om die Here te dien. Dis 'n voorreg om hom lief te hê. En wanneer ons hom lief het met ons hele hart, met ons hele siel, met alles wat in ons is, soos wat die eerste gebod dan vir ons leer, dan kom daar iets in ons lewe na vore. En ek wil so 'n bietjie met jou deel oor hoe word 'n mens regtig 'n kind van die Here? Hoe kan jy vir iemand verduidelik hoe om 'n kind van die Here te word? Daar's so baie maniere waarop mense praat, en dikwels kom dit vanuit 'n negatiewe hoek uit, in die sin van dat jy en ek in die moeilikheid is, en dat ons eintlik so in 'n posisie is waar God vir ons kwaad is, en ons weggooi, en ons moet eintlik op een of ander manier regkom, en ons moet dit maar op ons eie probeer. En ons moet ons hele lewe lank probeer om God tevrede te stel vir al die foute wat ons gemaak het. Nou ek dink nie dit is die evangelie nie. Die evangelie is die goeie nuus van God. Die evangelie is eintlik wanneer 'n mens daardie skat vind wat jy nog altyd gesoek het. En ek dink nie wanneer 'n mens soek na 'n oplossing en jy verlang na 'n oplossing, jy rig jou hele lewe lank in om daardie oplossing te kry nie. En wanneer jy dit kry, dan is jy eintlik hartseer dat jy dit gekry het nie. Die oplossing is 'n dag van blydskap, is 'n dag van vreugde. En ek wil dit so begin deur om vir jou te sê, wat is dit om die Here te dien? Dit is om die Here lief te hê met 'n passie. Liefde is daardie basis waaroor dit gaan. En liefde is nie werke georiënteerd nie. Liefde is nie performance nie. Liefde is nie voorwaardelik nie. Liefde is 'n verhouding wat begin, en uit daardie verhouding uit begin 'n mens se lewe van krag tot krag gaan, van oorwinning tot oorwinning. Daardie is die sleutel van 'n gesonde verhouding. Met ander woorde, wanneer jy by die Here uitkom, is dit nie nodig om in trane te staan en hartseer te wees en te voel jy's nou hierdie persoon wat nêrens kom in die lewe nie. Inteendeel, daar's 'n paar dinge wat ek vir jou wil noem. En dit is dat liefde verander die wêreld. Liefde lyk dit. Kyk maar, as ek en jy in 'n verhouding is en jy's lief vir daardie persoon, dan kom daar dinge na jou toe wat voorheen nie bestaan het nie. Daar's 'n besondere plek vir jou in daardie persoon se lewe, maar ook daardie persoon in jou lewe. En julle soek mekaar se teenwoordigheid, julle stel belang in mekaar se dinge, en jy soek dit met jou hele hart. En ek dink die Here verlang na mense wat hom liefhet. Mense wat verstaan waaroor dit gaan. En ek wil begin deur om vir jou te sê, ek en jy het baie liefde nodig. Ons het liefde nodig om te oorwin, en ons het liefde nodig om te funksioneer. En ons moet dit nie ligtelik vat nie. Moet asseblief nie net hierdie boodskap vat en sê, ag, dit beteken nie veel nie. Ek wil vir jou sê, jy het liefde nodig. Jy het aanvaarding nodig. Jy het vergifnis nodig. Jy het lyding nodig in jou lewe. Die rede daarom is dat ek en jy kan besef, en ek dink dis die beginpunt van die evangelie, is dat ek en jy kan nie, net Jesus kan. Ons kan nie ons eie probleme oplos nie. Ons het die Here nodig. Mense stel dit so, 'n mens is totaal verlore sonder God. En dit maak nie saak hoe hard jy probeer nie, en hoe mooi jy 'n lewe probeer leef nie. As jy nie erken jy het God nodig nie, het jy eintlik niks nie. En dis nie net 'n kwessie van redding nie, dis 'n kwessie van elke dag. Dis om te besef dat ek het die Here so nodig in my denke, ek het die Here nodig in my hart, ek het die Here nodig in my verhoudings. Ek het nodig om my lewe in te rig volgens daardie verlossingsplan van Jesus Christus. En dit bring my by 'n paar belangrike dinge. Wat beteken dit en hoe word ek 'n gelowige? Ek wil so stel, dit begin nie by wat jy doen nie, maar wat God gedoen het. Kan ek so 'n oomblik stil staan by daardie punt? Dis nie wat jy doen wat jou laat red nie, dis wat God gedoen het. Jesus Christus het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Dis iemand wat jou lief het, lank voordat jy besef het dat jy hom nodig het. En hy het sy lewe vir jou gegee, sodat jy 'n oorwinnende lewe kan hê, sodat jy verlos kan hê. Jy sien, die Bybel praat nie van 'n plan wat die Here maar net saamgestel het nie. Die Here sê, want so lief
het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het. Jy sien, God tree uit liefde uit na jou toe. God reik met liefde na jou toe. En dit is so teenoorgestel soos wat mense dit sien. Mense dink, God is gereed om jou te straf en jou hel toe te stuur. Hoor wat ek vandag vir jou sê, God het jou lief, daarom het hy sy seun gestuur, sodat jy vandag kan lewe. Kan ek dit weer vir jou sê, laat jy dit mooi hoor vandag. God het sy seun, Jesus Christus, gestuur, sodat in jou lewe daar vandag verlossing kan kom. Sodat daar in jou lewe vandag oorwinning kan wees. Sodat daar vandag in jou lewe liefde, aanvaarding en herstel kan wees. Laat daar deurbrake kan kom. So die begin van 'n verhouding met die Here, hoe ek 'n gelowige word, is die besef, dit gaan nie oor my effort nie, dit gaan oor wat die Here gedoen het. Hy het die pad gemaak. Johannes sê hierdie woorde, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En baie mense gebruik dit net vir die begin van hulle verhouding, maar eintlik is dit 'n besluit elke dag van jou lewe, dat Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, en Jesus is die lewe vir elke behoefte, wat hy kan vervul na die rykdom van sy genade, in Christus Jesus. So die evangelie begin glad nie by jou nie, maar dit begin by Jesus Christus. Dis waar die evangelie begin. Baie mense dink daar is verlossing in ander planne, maar verlossing begin nêrens anders as by die Here Jesus Christus nie. Hy wat sy lewe vir my en jou gegee het nie. Die lam wat geslag is, die lam wat vir ons sy lewe gegee het. Hy behoort nie aan een of ander kerkgenootskap nie. Hy is nie die besittingseiendom van die mens nie. Hy is die God wat mens geword het en sy lewe vir my en jou gegee het. Dis nogal baie besonders. Ek wil hê jy moet daaroor dink. God het mens geword sodat ek en jy die lewe kan ervaar. Hy het die sonde van die wêreld gedra. Hy het gesterf en hy het opgestaan. Hy het versoening met God bewerk. En ek wil dit so stel, soos wat Paulus stel in 2 Korintiërs 5 vers 19. Hy sê, God het in Christus die wêreld met homself versoen. God het in Christus my en jou, jy kan jou naam daar insit, en jy kan sê, God het my versoen deur Jesus Christus. Wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken dat die pad na God reeds oop is. Jy hoef nie die pad oop te kap nie. Jy hoef nie aanvaarbaar te wees vir die Here nie. Jy hoef nie pogings aan te wend, sodat daar die pad oop gaan nie. Die pad na God toe is oop. Met ander woorde, toe die voorhangsel geskeur het met die kruisiging van Jesus Christus, het die voorhangsel van die tempel van bo na onder toe geskeur, en toe dit geskeur het, beteken dit die pad na God toe is oopgemaak van God se kant af. Van bo af na onder toe. Dis baie belangrik. Dis nie die mense poging van onder af boontoe nie. Dis die poging van God na ons toe. Daardie pad is oop. Hy sê vandag, jy kan kom net soos wat jy is. Hy's lief vir jou net soos wat jy is. Hy verstaan jou seer. Weet jy, as ek vir jou so tussen my en jou op 'n 1-tot-1 basis kan praat, vir jou sê die Here weet alles wat jy gedoen het. Hy ken al die seer, hy ken al die pyn, hy ken al die foute, hy ken al die sonde. Hy ken al die dinge wat jy gaan doen en nog gaan doen vorentoe. En nog steeds kom hy nie met 'n wonder, sal ek hierdie persoon red nie, sal ek jou my hand uitsteek na jou toe nie. Hy doen dit met ywer, hy doen dit met vrymoedigheid. Hy sê, ek wil jou red. Dit is God se hart. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar hy het gekom om mense soos jy en ek te red. Kan jy daarop amen sê? Kan jy sê dat die Here het my kom red? Want ek het redding nodig. Ek het nodig dat die Here my verlos, dat die Here my denke vernuwe, dat die Here my herstel, dat die Here 'n nuwe hart in my binneste kan sit, dat ek daardie hart van liefde kan ervaar, daardie liefde wat ek so na smag in my lewe, daardie aanvaarding, daardie feit dat die Here sê, ek het jou as myne geroep, ek het jou aangeneem as my kind, daardie aanvaarding kom vandag, en dis wat dit beteken vandag. Die pad is reeds oop. Jy hoef nie eers reg te word om by God uit te kom nie. Jy hoef nie eers perfek te wees nie. En dis nog 'n ding waarmee baie mense sukkel, so tussen my en jou. Mense probeer eers regkom en sê, Jesus, ek sal eerder 'n bietjie reg moet kom voordat ek met die Here kan praat. Maar die Here sê, kom net soos wat jy is, want ek het die pad reggemaak. Jy hoef nie eers reg te wees nie. Nou, hoe reageer 'n mens hierop?
Hoe reageer 'n mens met so 'n geweldige saligheid wat voor jou gestel is? Die Bybel sê, vandag as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jou hart soos die mense wat hulle self verbitter en sê hulle het nie God nodig nie. Maar maak jou hart sag, maak jou hart oop. Hy sê met ander woorde, ons hoor die stem van die Here. Ek wil dit gou vir jou so stel. Om die Here lief te hê is eintlik baie eenvoudig. Dis om te aanvaar wat God vir jou gedoen het. Te aanvaar dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Weet jy, as jy die Here met 'n passie lief het, as jy hom lief het met jou hele hart, met jou hele siel, met alles wat in jou is, as jy hom lief het, dit gaan nie oor reëls en regulasies nie, as jy hom werklik waar lief het, dan wil ek vir jou sê, sal jy hom sien, hoe loop hy op die water. Hier waar ek en jy nou kyk na die see, wil ek vir jou sê, jy sal die Here sien, loop op die water na jou boot toe. Jy sal hom ervaar, jy sal sien dat hy na jou lewe toe kom, jy sal sien dat hy vir jou lewe mooi dinge bewerk, en hoe dat hy vir jou dinge oorwin. En die rede daarvoor is, liefde is die pad wat God sigbaar maak. Liefde vir die Here. Die Here sê, ek soek meer liefhebbers van God as liefhebbers van genot. En dis wat ek en jy was. Ons het agter die genot van die wêreld aangehardloop. Ons het gedink die genot is vir ons oplossings. Maar liefde vir God is soveel meer. Liefde werk nie net vir hierdie lewe nie, dit werk vir die lewe hierna ook. Liefde is 'n oorwinning. Liefde bring vrede, bring herstel, bring kalmte en bring soveel vreugde en energie in 'n mens se lewe. Liefde is wat God vir ons gee. Dis die pad vorentoe. So hoe reageer ek en jy daarop? Ons reageer in geloof. Nou geloof is 'n woord wat tussen my en jou is nogal uitdagend is. Maar geloof beteken eenvoudig dat ek my volle vertroue in die Here plaas en aanvaar dat hy vir my rus bring in elke situasie. Met ander woorde, nie my prestasies nie, nie my selfverbetering nie, my goeie werke nie, maar vertroue in die Here. Vertroue in die Here. So, dis wat dit is. Wat is geloof dan nou regtig? Geloof is net eenvoudig om te weet wat God vir jou gedoen het. Dis om jou vertroue in die Here te plaas. Dis nie vandag om die Here alles te ken van hom nie. Dis nie om vandag saam te stem met feite en reëls en regulasies en jou daarvolgens in lyn te bring nie. Geloof is om te sê, ek vertrou die werk wat Jesus vir my gedoen het. Ek vertrou wat God vir my beteken. Ek vertrou hierdie dinge, want die Here is daar vir my vandag. Ek vertrou dit met my hele hart en met alles wat in my is. So ek wil vir jou vandag sê, dis wat geloof is om die rus van die Here in elke kamer, kom ons sê nou maar dis soos 'n kamer met baie kaste, met baie rakkies. Om die Here lief te hê is om te sê, ek vertrou U met my hele lewe, met alles wat in daardie laaitjies is, met alles wat in daardie situasie is, met alles wat daar bestaan. Ek vertrou U daarmee. En soos wat jy die laaie van die lewe oopmaak, soos wat jy die lewe ervaar, so bring jy die rus van die Here in daardie laaie in daardie situasies in die herstel sodat daar vrede en herstel vir jou kan kom. Die Here bring rus. En dis so belangrik. Hy bring nie reëls nie, hy bring nie regulasies nie, hy bring nie vereistes nie. Hy bring 'n kalmte in jou binneste om te kan sê, ek kan dit oorgee in U hande. Weet jy, tussen my en jou, die lewe is nie voorspelbaar nie. Ek en jy weet nie wat vandag en môre gaan gebeur nie. Wanneer ek en jy rus vind, dan weet ek dat wanneer ek deur 'n moeilike saak gaan, wanneer ek dinge gaan wat my brein nie verstaan nie en ek nie weet hoekom gebeur dit met my nie, kan ek rus vind en vertroue vind en sê, maar die Here verstaan. Die Here werk alles ten goeie uit vir die wat hom liefhet. Die Here sal nie toelaat dat ek geskei word nie, van hom af nie. Hy hou my vas in die holte van sy hand. Hy dra jou en hy beskerm jou. Hy hou jou so vas en hy dra jou in elke omstandigheid. Jy sien, dis vertroue. Eenvoudige vertroue terwyl ek en jy nie verstaan nie. Geloof is iets om te sien wat 'n mens nie sien nie. Jy sien nog die storms, jy sien nog die pyn, jy sien nog die deurmekaar, jy voel die hartseer, jy voel die stikkend, jy voel die gebrokenheid van hierdie wêreld elke dag. Maar geloof is daardie vertroue om te weet, ek kan rus vind dat die Here verstaan, die Here my dra, die Here my liefde gee, die Here my begrip gee, dat hy sy Heilige Gees in my hart gee en vir my vrede en oorwinning bring in elke situasie. Hy is die een wat in my werk om te wil en te werk na sy welbehae.
Hy gee my die geleentheid om vanuit 'n posisie van oorwinning na my huidiglike gebrokenheid te werk. Hy sê vir my, ek weet wat se gedagtes ek aangaande jou het. Gedagtes van 'n hoopvolle toekoms. Hy sê, ek het vir jou 'n plek gaan voorberei, en as dit nie so was nie, sou ek dit nie vir jou gesê het nie. En as ek klaar 'n plek vir jou voorberei het, sal ek kom en jou kom haal, sodat jy by my kan wees. Hy sê vir my, jy saai in gebrokenheid, maar jy sal saai in onverderflikheid. Jou liggaam sal uiteindelik tot niet gaan, en uiteindelik sal ons almal sterwe. Maar ek gee vir jou ewige lewe. Ek gee vir jou 'n nuwe verheerlikte liggaam. Ek gee vir jou plek saam met my in die teenwoordigheid van God. Dis die beloftes wat Jesus vir my en jou gee. Dis die dinge wat hy doen. Hy sê, vind rus in my, dat ek nie net in hierdie lewe oplossings het nie, maar ook in die lewe hierna. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die een wat jou deurdra. Jy kan rus vind. Nou hierdie geloof en hierdie vertroue wat ek en jy nou het, dit is wat dit regtig is my vertroue in Jesus, is om rus te vind, dat hy klaar gedoen het, wat ek nog nie verstaan nie. Hy het klaar van my 'n pad van veiligheid gegee, het my gelei na die hawe van my begeerte. Hy het vir my meetsnoere laat lê in lieflike plekke, en my erfenis is mooi. Dis wat hy sê. Dis wat hy deel. Dis die gedagtes wat ek nodig het om te doen. Hy gee vir my rus. Ek kan sê, Here, ek kan myself nie red nie. Ek kan myself nie help nie. Ek plaas my vertroue in U. Ek vertrou U, Here. Wat gebeur dan wanneer ek en jy begin glo en begin vertrou? Wat gebeur? Weet jy, volgens die Nuwe Testament gebeur daar radikale goed met ons. Nommer 1 is, ek en jy word geregverdig verklaar deur Romeine 5 vers 1. Ons word reg verklaar. Ons was eers sonde. Nou word ons die regte verhouding tussen God en die mens. Nie op grond van ons werke nie, maar aan die geskenk van genade deur Jesus Christus. Ons word reg verklaar. Jy word 'n kind van God volgens Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Het jy geweet, jy kan weet, dat jy weet, dat jy weet, dat jy 'n kind van die Here is vandag. Hy kan dit vir jou doen. Jy word geregverdig, jy word 'n kind van die Here. Jy word nuut gemaak, die Bybel sê, kyk, in Christus Jesus gaan al die ou dinge verby, en kyk, alles het nuut geword. Alles word nuut. En dan gebeur daar iets baie besonders, wanneer jy begin vertrou. Die Heilige Gees kom maak woning in jou binneste. En ek wil hê jy moet daaroor dink vir 'n oomblik, dat die Heilige Gees, nie 'n bose gees nie, die Heilige Gees, kom maak woning in jou binneste. En hy kom vat kamer vir kamer, gedagte vir gedagte, ervaring vir ervaring, stap vir stap en tree vir tree, kom lei hy jou in waarheid en in die geregtigheid. Hy kom jou swakhede te hulp. Hy kommunikeer deur jou. Hy praat in jou hart. Hy fluister die passie van God, en hy's daar saam met jou. Hy's nie kwaad vir jou nie, hy beklei nie met jou nie. Hy kom na jou toe en hy sê, kom laat ek en jy die saak uitmaak. Kom ons maak die saak uit. En elke stap waar jy stikkend is, elke keer wanneer jy val, elke keer wanneer jy nie weet wat om te doen nie, kom hy met geduld en leiding, met passie, en sê, kom ek help jou, kom ek leer jou, kom ek gee vir jou kans om weer te probeer. Die Here is lief vir jou, hy gee om vir jou. Dis wat met jou gebeur. Dit gebeur, maar nie net geleidelik nie. Dit gebeur onmiddellik wanneer jy vertrou. Dis 'n posisie, dis 'n plek, dis 'n plek van oorwinning. Dis wanneer die Here sy vinger oor die aarde wys en hy sê, ek kies jou, jy's myne. Wanneer jy na hom kyk en hom vertrou, dan sê hy, ek kies jou, jy's myne. En van daardie oomblik af is jy in 'n posisie van oorwinning, van redding en verlossing. Het jy geweet, jy kan nou weet, dat jy is totaal verlos en jy sal nooit weer uit die hand van die Here kom nie. Waarom nie? Want jy vertrou in die Here, jy glo in die Here. Tussen my en jou, so baie mense wil so graag hê mense moet hel toe gaan. Maar ek wil hê jy moet hemel toe gaan. En ek weet jou hart is daar. En ek weet, ek en jy het al baie foute gemaak. Maar die Here kom en hy sê, ek kies jou, jy's myne. En daarom gaan jy saam met my hemel toe. Jou vertroue is op my. Dis waaroor dit gaan. Ek vertrou nie in my eie pogings nie. As ek op my eie pogings moet vertrou, sal ek vandag faal en ek sal dit nooit maak nie. Ek vertrou op die werk van die Here Jesus Christus. Die volkome werk, die aanvaarde werk deur die Heilige Gees. Is daar dalk 'n gebed wat 'n mens kan bid en dan's alles reg? Ek dink 'n mens kan vir die Here sê, Here, ek vertrou op U. Ek dink 'n mens kan vir die Here sê, Here, vergewe my van al my oortredinge.
Ek kan vandag vir jou sê, dit is goed om met die Here te praat. Want wanneer jy hierdie skat soek en wanneer jy verlang na die Here, wanneer jy deur die lewe se omstandighede gesniffel het en elke ding opgetel het en jy kry hierdie skat van Jesus Christus, wat jy daar sê, is tussen jou en die Here. Die gedagte is, jy het gevind waarna jy gesoek het. En God het jou gevind toe jy nog verlore was. Dis die verskil. Wat jy sê, tel nie baie punte nie. Maar ek dink wat jy doen daar, is tussen jou en die Here. Is 'n hartsaak. Is jou hart wat geknoop word aan die Here. En van daardie oomblik af wanneer jy sê, Here Jesus, ek sien U as my verlosser, ek sien U as my antwoord, van daardie oomblik af, begin daar verandering kom. Nou wil ek vandag afsluit met hierdie gedagte. Wat gebeur nou van hier af, nadat jy gelowig geword het? Nou groei jy, en jy groei van wat jy reeds in jou geloof ervaar het. Wat die Here reeds vir jou gesê het, wat hy vir jou gedoen het. Met ander woorde, jy moet jou oog op die Here sit. Jy moet begin sien wat hy sien. Jy moet begin ervaar wat hy ervaar. Jy moet begin praat wat hy praat van jou lewe. Jy moet begin lees oor jou lewe wat hy gesê het. Dis waaroor dit gaan. Jou lewe word nie meer vergelyk met jou vorige lewenswandel nie, maar jou lewe word vergelyk vanuit oorwinning na jou huidige situasie. Dink 'n bietjie daaroor, praat 'n bietjie daaroor. Laat jou gedagtes praat oor die feit dat jy is verlos deur die bloed van die lam. Jy leer, jy struikel, jy groei en jy word gevorm. Dis alles deel van die lewe. Maar die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal by jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Ek wil vir jou sê, as jy vandag voel, jy was eens lief vir die Here, maar jy het teruggeval. Voel vir jou, jy het jou aandag weer op jou probleme gesit en jy het begin voel, die antwoorde is nie daar vir jou nie. Wil jy nie 'n besluit neem om terug te kom na die Here? Weet daar die skat in jou hande te neem en te besef dat hy is die enigste een wat vir jou omgee. Hy is die een wat jou aanvaar. Hy is die een wat jou dra. Hy is die een wat saam met jou staan. Tussen jou en die Here. Ek wil nie vir jou voorskryf wat jy moet sê nie. Maar sal jy nie net 'n paar oomblikke met die Here deel en vir hom sê hoe lief jy hom het, hoe besonder hy is en dat jy bereid is om jou hand in sy hand te sit. Dat hy jou lei en dat hy jou beskerm. Dat hy jou vul met vreugde en met krag. Dat sy genesing deur jou sal vloei en dat die oorwinning jou deel sal wees. Kan ek vir jou bid? Vader, ek dank U vir die voorreg. Ek dank U vir die geleentheid dat ek vir jou kan bid. Is so 'n voorreg om vandag vir jou te bid as 'n kind van die Here. En vandag as jy sê, ek wil 'n kind van die Here word, dat jy vandag sy hart, sy liefde, sy vrede sal sien en dat jy daarop sal reageer en sal sê, ek wil Here. Van hierdie oomblik af, vat die Here jou hand. Hy maak jou nuut, hy noem jou sy kind. Hy herstel jou, hy begin met jou met 'n goeie werk in jou, in Jesus naam, en daardie werk sal hy volbring. En daardie werk sal hy sê, jy is myne. Dankie dat jy vandag saam met my geluister het. Ek is George, hier by 3 Minute Kerk. En baie dankie aan ons kampioene wat hierdie werk moontlik maak. Ons dagstukkies, as jy wil inskakel, elke dag stuur ek 'n kort dagstukkie. En jy kan die nommer op hierdie gesprek wat ek het, dit is daar. Jy kan dit WhatsApp vir my, dan kan ek en jy 'n bietjie daar gesels. En dan kan ons ook 'n pad saamloop. Maar baie dankie aan ons kampioene wat finansiëel dit moontlik maak. Mense wat hulle hande in hulle sakke steek en 'n bedrag gee elke maand getrou en 'n verskil maak. As mense wat regtig waar se harte oop is, en ek wil sê dankie daarvoor. Mag die Here julle seën. En ek wil jou uitnooi in jou hart, as dit vir jou moontlik is, om hierdie werk te ondersteun, sodat iemand anders ook die woord van die Here kan hoor. Dan sal ek dit waardeer. Die besonderhede is op hierdie boodskap. Mag die Here vir jou seën. Kan ek vir jou seën gee? Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus, mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen. En God bless you.